Faith was net 3 jaar oud, maar sy het geweet waarvan sy meer as enigiets anders in die wêreld gehou het. Sy het graag na diep en wyd toe gegaan. Soms het sy en mamma gaan stap, dan loop hulle verby Diep en Wyd, 'n kerk in die straat in hulle dorpie Savunga in Alaska. Kyk, sal mamma sê, ons loop nou verby Diep en Wyd. Van pure opwinding sou sy begin sing, diep en wyd, Terwyl sy sing, laat sak sy haar hande om te wys hoe diep is, dan strek sy haar armpies uit om te wys hoe wyd is. Vrydag aande kon Faith nie wag om in die bed te kom nie, sodat sy in die oggende kon opstaan en na Diep en Wyd toe gaan. Dan sê oupa, goeienag, sien jou môre vroeg, miskien sal ek pannekoeke maak. Faith het genotvol geglimlag, oupa se pannekoeke was haar gunsteling ontbyt. Sy het altyd om 10 uur in die bed geklim. Dit was 'n bietjie moeilik, want haar ouer sussie was dan nog op. Baie mense in Savunga gaan laat bed toe en staan laat in die oggend op. Faith het om 9 uur op Sabbathooggend opgestaan en kom bys toe gehardloop om te sien of oupa besig was om pannekoeke te bak. Ja, lekker! Voor ete het sy saam met ouma en oupa gebid. Hulle het almal hardop gebid en gesê, God is goed, God is wonderlik. Faith het graag die eerste groot hap van die pannekoek gevat. Dit was so lekker. Faith moes om 2 uur die middag by Diep en Wyd wees. Die kerk het in die middag begin, omdat baie kinders en hul ouers laat in die nag bed toe gegaan het en tot laat in die oggend geslaap het. Net voor 2 uur het sy in mammie se 4-wiel motorfiets geklim om kerk toe te gaan. Almal in die dorp het gestap of met 4-wiel motorfietsse gery. Toe hulle daar aankom, is Faith deur 'n vriendelike vrou verwelkom. Sy was nie van Alaska soos Faith en haar familie nie, almal het haar op haar naam genoem, Eloise. Sy het na die dorpie getrek van die ver afgeleë Noord-Carolina om elke Sabbat by Diep en Wyd te leer. Eloise het vir Faith en die ander kindertjies liedjies van Jesus laat sing. Faith het geduldig gewag en gehoop dat hulle haar gunsteling liedjies sou sing. Toe gebeur dit. Eloise het gesê, nou gaan ons Diep en Wyd sing. Faith het haar handjies bly geklap. Toe sing sy uit haar hart. Sy laat sak haar handjies om te wys hoe diep is. Dan strek sy haar arms uit om te wys hoe wyd is. Nadat die groep heerlik saam gesing het, bid Eloise en vertel die kinders 'n Bybelverhaal. Daarna doen die kinders prettige kunsfluit en geniet appels en lemoene wat Eloise vir 'n peselhappie gebring het. Faith geniet die appels en lemoene. Hulle is spesiaal want die vrugte groei nie naby hulle dorpie nie, maar moet van ver af ingevlieg word. Al te gou was die program verby en was dit tyd vir Faith om huis toe te gaan. Het jy gehou van die Sabbatskool? Vra mammie en neem haar aan die hand. Faith het haar koppie bly geknik. Ek is lief vir Diep en Wyd, sê sy. Vandag is Faith 16 jaar oud en nog steeds lief vir die Sabbatskool. Dit was in die Sabbatskool waar sy haar gunsteling liedjie geleer het, Diep en Wyd. Dit was in die Sabbatskool waar sy van haar beste vriend, Jesus, geleer het. Nie lank gelede nie het sy haar hart vir Jesus gegee en is in Diep en Wyd, die Sewendedag Adventiste Kerk in Savunga, gedoop. Dankie vir die 13de Sabbatskool offergawe hierdie kwartaal, wat sal help om God se diep en wye liefde in Alaska te versprei. 'n Gedeelte van die offergawe sal gebruik word vir 'n projek by die Sewendedag Adventiste Kerk in Bethel, Alaska.